By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn en onsekerheid en uitputting en selfs hopeloosheid partymal. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou om te kom net soos jy is, met alles wat goed of sleg, reg of verkeerd, uitgesorteer of die mekaar is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net bymekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat in die gemeenskap 'n positiewe effek sal hê. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak. Want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag almal wat saam kyk, almal wat saam luister. Daar waar jy is, mag die Here by jou wees, mag die Here vandag ook sy teenwoordigheid met jou bekend maak en mag jy op hierdie besonderse manier ook connect met gelowiges reg oor die land, reg oor die wêreld. En mag dit ook vir jou 'n geesvervulde erediens saam wees. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons hier kan wees en dat ons so in die kwartaal kan ingaan met die verwagting dat U met ons besig is, dat U met ons werk, dat U met die gemeente besig is, dat U met die gemeenskap besig is. Ons dankie dat ons so 'n wonderlike opstandingstyd kon beleef en dat ons net opnuut weer saam met medegelowiges kan bely. Die Heer het opgestaan. Ons bid dat U vandag regtig ons harte sal gereed maak, sal ontvanklik maak vir U boodskap en dat ons ook wanneer ons uit die woord uit lees, nie ons eie woorde hoor nie, maar U woorde. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, ek gaan vandag begin deur dit wat ons in die kerk sou beskou as die kruikmoment net saam met julle te lees. Daar's 'n belangrike rede, julle sal later in die erediens dit sien en hoor en verstaan hoekom ek dit doen. Maar in die kerk natuurlik het ons hierdie oomblik en ek dink dit is goed vir ons digitale gemeenskap om ook hiervan kennis te neem. Ons het 'n oomblik in die erediens waar ons praat van dis die kruikmoment. En dit is die metafoor wat ons gebruik om die weduwee se kruik eintlik uit te beeld. Die weduwee se kruik is 'n gedeelte wat ons in 2 Konings kry, waar die weduwee se olie op is, maar dan hoe meer sy uitgooi, hoe meer het sy. En die metafoor daar agter is ons verstaan die Here het 'n verwagting van ons om op 'n sekere manier te leef, in dankbaarheid, deur te gee, deur te deel, en dan vind ons die ongelooflike ding uit, hoe meer ons gee, hoe meer ontvang ons ook. En die teks waarmee ek vandag graag wil net stil staan rondom hierdie kort gedagte, is 'n vroeë teksgedeelte in Genesis 12. Genesis se storie is dis die skepingsverhaal en dan het ons vir Noag en eintlik is dit maar 'n baie op en af storie en die mens stel die Here die hele tyd te leer. En uiteindelik in Genesis 11, Genesis 12, dan besluit die Here maar hierso is nou my plan. En dan sien hy vir Abraham en die gedeelte in Genesis 12 wat ons saam lees is letterlik die eerste woorde in die Abraham siklus. Dis die eerste woorde wat God aan Abraham spreek. Ek gaan dit net gou vir jou saam lees. Dis Genesis 12. Ek gaan net so die eerste 3 verse lees. Die Here het vir Abraham gesê: trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Dis vir my 'n ongelooflike kritiese gedeelte, as jy sit en dink, hierdie is die kern, dis waarmee ons begin, as ons by die Abraham verhaal kom. Dis 'n seënboodskap van die Here, om te sê, gaan, reageer op my opdrag, en wees 'n seën. So belangrik om hierdie woorde te hoor. God sê, ek seën jou, ek is goed vir jou, sodat jy my goedheid vir die mense sal wys. Nie dat jy dit vir jouself sal hou nie. God se nuwe groot plan met die wêreld is dat hy mense sal seën, sodat daai mense die wêreld sal seën. En dit is wanneer ons ook, waaroor ons ook dink, wanneer ons eie dankoffers gee, wanneer ons dink oor hoe ons kan betrokke wees, hoe ons kan uitreik na die gemeenskap,
ons verstaan, God seën ons, sodat ons die wêreld kan seën. Mag jy nou ook dalk net daarso waar jy hierna luister, net vir 'n oomblik of twee, net jou gedagtes bymekaar maak, net dink, wat is al die dinge waaroor jy kan dankbaar wees? Wat is al die seëninge wat jy in jou lewe kan tel? En hoe is dit ook dat die Here vandag vir jou vra om daai seëninge met die wêreld te deel? Vat net so 'n paar oomblikke waar jy rustig hieroor dink en van daar af sal ek voortgaan met die prediking. Goed, hopelik het jy kans gehad om nou rustig te raak. Dan is ons nou reg om bietjie saam te dink oor wat die Here van ons verwag. Die afgelope week wat nou verby is, was so 'n vreemde week, so 'n vreemde vakansie in die middel van die kwartaal en ek het met 'n klomp mense gepraat wat sê nee, hulle voel eintlik hierdie week slat hulle nou baie hard, want laasweek het hulle heeltemal te veel relax en hierdie week het hulle nou weer 'n klomp werk om te doen. En ek was eintlik ook maar bietjie skuldig gaan. Ek het laasweek kans gehad om weer so ou series te kyk wat op 'n stadium baie populêr is. Ek gaan nie die naam noem nie, maar die tema van die TV-stuk is eintlik maar die gedagte van mense wat saam beding om mag. Dit gaan oor 'n troon en dit kyk wie kan die troon wen, want as jy die troon het, dan wen jy mag. Nou wil ek onmiddellik sê, die hele storie is baie bloeddorstig en daarso is woeste tonele wat uitgebeeld word. Ag, en dit is oordrewe ook in terme van die seksuele praktyke wat uitgebeeld word, allerlei dinge en dit is nie vir sagte kykers bedoel nie, verseker nie. Maar ek vrees altyd dat as 'n mens so vasgevang word in hierdie deel wat so sensasioneel is, die oorlog en die geweld en die seksualiteit en al daai soort van dinge, dat jy mis wat eintlik die punt is. En ek sê dit altyd en hooplik het jy dit al by my gesien, by my gehoor en hooplik kon jy dit al begin toepas. Maar enige goeie kuns, dit wat dit goeie kuns maak, is die feit dat dit 'n waarheid op die tafel beweer sit. Dit maak 'n stelling. Dit sê, hierdie is hoe ons na die wêreld kyk. En dan moet jy as kyker, as luisteraar, moet jy besluit, aanvaar jy hierdie waarheid of aanvaar jy nie hierdie waarheid nie. En die beste kuns is die kuns wat dit reg kry om daai waarheid so te verwoord
dat jy daarmee kan identifiseer, dat jy daarmee kan assosieer. En dis wat ek agtergekom het ook in hierdie TV-reeks wat ek weer begin kyk het, is, daarso is 'n waarheid wat deur elke episode na vore kom. Want die vraag op die tafel is eintlik, waar lê die mag? Wie gaan wen? Is dit die een met die sterkste weermag? Is dit die een met die meeste geld? Is dit die een met die suiwerste bloedlyn? Is dit die een wat die skelmste is? Is dit die een wat die dapperste redder, vegter is? Wie het die mag en wie gaan die mag wen? Dis die vraag. Dan op 'n stadium, so in die middel van die reeks, dan word hierdie gedagte tussen twee karakters rondgegooi. En die een karakter vra vir die ander karakter, maar waar dink jy lê die mag? En dan sê ja, nie hy wat die weermag het, of hy wat die geld het. Dan sê die ou, die een karakter, hy sê nee. Power resides where people believe power resides. Ek gaan dit gou weer sê. Power resides where people believe power resides. Ek het hieroor gedink en besef, hierdie is volgens my waar. Want 'n persoon of 'n instansie het nie op sigself mag nie. Dit gaan daaroor, glo jy dat daai instansie of persoon mag het. Die president het nie mag nie. Ons gee vir die president mag, deur vir hom 'n posisie te gee. Elon Musk het nie mag nie. Ons gee aan hom mag, gee aan hom status, gee aan hom 'n platform waarin ons na hom wil luister. Maar dis nie hy wat op sigself mag het nie, dis ons wat daai mag gee. En ek dink regtig, daarso is beslis 'n mate van waarheid in hierdie stelling. Die fokus is daarom nie mag nie. Die fokus is, glo jy? Die fokus is geloof. Power resides where people believe, waar mense glo, daar is mag. En as jy daaroor dink, is daar eintlik net een gedeelte, daar seker 'n klomp gedeeltes wat ons kon gebruik in die Bybel, maar daar's een gedeelte wat so duidelik by my uitgestaan het. En dit is waar Paulus aan die gemeente in Galasië skryf. Hy skryf hierdie brief, dis een van sy vroegste briewe, waarskynlik hierso 53 na Christus, en hy skryf hierdie brief, en eintlik is die tema van die hele brief, die sentrale tema gaan oor, wat is geloof? Ek lees daarom vir ons net 'n paar verse saam. Hierdie is Galasiërs 3 vanaf vers 6, en ek gaan uit die 2020 vertaling vir julle saam lees. Opskrif wat ek hier so voor my het is, die skrif as bewys van die evangelie. Paulus skryf, soos van Abraham gesê is, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof geregverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Hoop julle verstaan nou, hoekom het ons Genesis 12 gelees. Paulus haal hierso Genesis 12 aan, dis so sentraal. Hierdie is die storie wat hy wil hê, hulle moet hoor. In jou sal die nasies geseën word. Woorde wat daar so belangrik is nasies, met ander woorde die hele wêreld, en die woord geseën. Hy gaan aan. Vers 10. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder die vloek, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan, en dit uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie. Inteendeel, die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang.
Die doel was dat die seun van Abraham, wat Abraham ontvang het, in Christus Jesus, na die nasie sou gaan, en dat hy die gees wat beloof is, deur geloof sou ontvang. Ek gaan gou net hierdie laaste vers weer lees. Die doel was dus, dat die seun wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die gees wat beloof is, deur geloof sou ontvang. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. As ek na hierdie gedeelte luister, kan 'n mens baie maklik en baie vinnig vasgevang word in dogmatiek, in kopdinge. Paulus is hierso besig met 'n groot argument. En die argument gaan jy net verstaan as jy die storie van Galasië verstaan. So, ons lees 'n brief en 'n brief oor die algemeen is nie 'n storie soos die evangelie nie, en dan kan jy baie maklik die konteks verloor. So ek gaan nou maar probeer om die storie agter die gemeente van Galasië aan jou duidelik te maak. Die storie begin deur 'n Paulus wat nou al so 15, 17 jaar lank tot bekering gekom het. Hy het al 'n bietjie begin gesels met die kerk in Jerusalem. Daar was ook maar konflik elke nou en dan gewees. Hy het uiteindelik in Arabië gaan, waar presies in Arabië weet ons nie, het hy gaan werk en hy het begin met mense praat en hy het geleer en hy het gedink. Hy was met ander woorde nou al iemand wat so in sy 40's beginne werk het en 'n ervare sendeling beginne word het. En so besluit hy toe, hy wil van Jerusalem af optrek en hy wil eintlik wes toe gaan, na die weste kant toe. Was so 'n bekende roete wat hy sou gevat het, so deur Turkye en meer wes na Griekeland toe. En eintlik het hy gehoop hy kom in Spanje. Maar goed, soos wat hy opgereis het, en dit was honderde kilometers. Ver, ek dink nie ons verstaan vandag hoe ver moes hulle geloop het nie. Dit was 40, 50 kilometer 'n dag wat hulle geloop het. En so trek hy toe nou op en hy beweeg deur die area, dis 'n provinsie of 'n streek van Turkye, van vandag se Turkye, wat bekend staan as Galasië. So Galasië is nie 'n dorp nie, is 'n streek. En daar raak Paulus baie siek op pad op sy reis. En toe hy daarso in die streek van Galasië kom, is daar toe nou hierdie klompie heidene wat vir hom ongelooflik goedgesind is, wat hom inneem, wat hom versorg, wat vir hom kos gee, en hy raak te bevriend met hierdie mense, en kort voor lank kom hierdie groepie mense tot geloof. Maar hou nou in gedagte, dis heidene, dis nie Jode nie. Dis nie Jode nie, dis nie ouens wat enigiets van die wet of van die Torah of van Abraham of Moses of enigiets weet nie. Hulle weet niks nie. Hulle glo in die gode wat in hulle tyd bestaan het vir hulle, en dis die Griekse gode en die Romeinse gode. Dis in wie hulle glo. So hulle sou elke dag na 'n Griekse god se tempel toe gegaan het of na 'n eintlik 'n Romeinse god se tempel toe gegaan het elke dag, en dit is wat van hulle sou verwag word. Maar hier kom hierdie gemeente, hierdie klompie mensies, waarskynlik 'n huisie vol mense, kom tot geloof en hulle lewens verander vir altyd. En soos wat hulle tot geloof kom, gebeur ongelooflike dinge. Daar vind transformasie plaas. Daar vind diep en waardige verhoudings wat gebou word, vind plaas, en hulle beleef die Heilige Gees. Soveel so, dat Paulus, ten spyte daarvan dat dit nie sy plan was om 'n gemeente daar te stig nie, toe nou uiteindelik Galasië verlaat, en tot sy groot verbasing is daar hierdie wonderlike, geesvervulde gemeente wat hy agterlaat. Hoe wonderlik is dit nie? Dit gee vir Paulus sommer baie moed, en hy gaan aan met sy sendingsreis, en hy begin meer en meer wes beweeg. Ons is nie seker of hy weer teruggegaan het na Galasië toe nie, maar hoe dit ook al sê, ons kom toe agter, nie te lank nadat Paulus by Galasië was nie, kom daar toe 'n klomp, wat ons praat van Joodse messiaanse sendelinge daardeur. Dis met ander woorde Jode wat die boodskap van Jesus gehoor het, en wat geglo het, Jesus is die Messias,
Maar dis steeds Jode wat nie wou wegwys, afdoen met hulle Joodse geloof nie. En toe hulle deur Galasië kom, en hierdie selfde klein gemeenskapetjie ontvang hulle, en jy kan sommer sien, hierdie gemeenskap sal seker so opgewonde gewees het, want, kyk, hier is ons nog iemand wat hierdie boodskap van Jesus, ons ken hierdie boodskap al, en ons nog mense wat dit vir ons deel, ag, hoe wonderlik is dit nie, en jy kan sommer sien, hoe neem hulle hierdie sendelinge in. Maar toe hulle die sendelinge inneem, en hulle beginne vergelyk, wat het Paulus vir ons geleer, en wat leer julle ons, toe kom hulle agter daar's 'n verskil. Die verskil is, dat hierdie Joodse messiaanse sendelinge sê, jy moet die wet ook nakom. En die belangrikste ding in die wet is om besny te word. Paulus het vir hulle gesê, die belangrikste ding vir jou is om te glo in Jesus Christus. Dis wat verandering bring, dis wat die Gees bring, dis wat die Seun tot die nasies bring. Hierdie ouens kom en sê, nee, ja, daar is 'n soort van waar, maar Paulus het nie vir julle die hele prentjie gegee nie. Jy moet nog besny word. Want dis die wet en God, hierdie God wat ons ook in Jesus beleef, het vir ons die wet gegee en ons kan nie afwyk van die wet nie. Jy het geen keuse nie. Ons lees baie daaroor ook uit Joodse skrywers. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet by die wet bly. En dan kom die konflik. En dis in daai konteks met hierdie storie agter hulle wat Paulus vir hulle die brief skryf. En Paulus maak dan 'n paar ongelooflike belangrike punte. En hy gebruik 'n argument wat eintlik verby baie slim en baie slinks is. Wat is dit wat Paulus vir hulle sê? Paulus sê, boys, hierdie ouens wat met julle praat, gaan julle om die bos lei. Hierdie ouens wat met julle praat, gaan julle fokus laat verander op 'n ding wat nie waarde het nie. Julle gaan nou julle geloof plaas op iets anders, wat nie Jesus Christus as die sentrum het nie. En die manier hoe Paulus sy argument dan nou gebruik is, hy gebruik Genesis 12, which is genius. En dis genius oor 'n paar redes. In die eerste plek is ek baie lief vir Genesis 12, is een van my sentrale gedeeltes oor hoe ek oor die lewe dink. Maar dit sou presies die gedeelte gewees het wat hierdie selfde Joodse messiaanse sendelinge sou gebruik het om te sê, maar kyk, Abraham is die een met wie God die verbond gesluit het. God het met Abraham die verbond gesluit, en dis is wat ons sien ook deur Jesus kom die verbond, maar die teken van die verbond wat ons deur Abraham kry, is die besnydenis. En jy kan daai gedeelte gaan lees. Dis Genesis 15 en later Genesis 17 en so voort, 'n bietjie later ook. So die teken van die verbond is die besnydenis, en in daai tekste is dit eintlik volgens die Joodse tradisie baie duidelik, God verwag van jou. As jy in die verbond wil wees, moet jy besny word. So, wat doen Paulus? Hy gebruik presies die gedeelte wat sy teenstander sou gebruik het om hom verkeerd te wys, en hy sê, kom ons kyk weer 'n bietjie nader daarna. En dan gebruik hy die Genesis 12 verhaal wat hy sê, Abraham is al vrygespreek voordat hy besny is. Hoekom is Abraham vrygespreek? Deurdat hy glo. En daai is die kern gedeelte. Ons lees dit ook in Genesis 15, ek dink Genesis 15 vers 6. Die kerngedeelte is, Abraham het geglo in die storie. En daarom is hy gered. Wat is die storie? Ons het dit klaar gehoor. Die storie is, ek gaan jou seën, Abraham, sodat jy mense sal seën. Nie net die mense hier naby jou nie, maar al die nasies. Dis die storie. En Abraham het geglo, die Here het hierdie roeping op sy lewe gestel, so geglo, dat hy sy, ek spot altyd, hy het sy sleepwa gepak, en sy karavaantjie gepak, en regtig alles was net reg gewees, toe die Here sê, go Abraham. Hy was so reg gewees, hy het so vasgehou aan hierdie roeping, aan hierdie storie wat God vir hom gee, want hy het geweet, hierdie is die manier hoe die wêreld reggemaak gaan word. En dit is wat Paulus raak sien, en sê, dis geloof. Sy teenstander sou gegaan het en gesê het, nee, as jy deel van die volk van Israel wil wees, as jy die volk van Israel wil binnetree, dan moet jy besny word.
Want jy kan nie 'n kind van Abraham wees sonder die besnydenis nie. En Paulus sê, nee. Jy is 'n kind van Abraham as jy glo soos Abraham. Dis vir my eintlik so 'n mooi sinnetjie daai. Ek weet nie of hy op enige ander punt daai term gebruik nie, maar ons weet, ons praat baie keer, ons is kinders van God of ons kinders van Jesus, maar hierdie sinnetjie sê, julle heidene, julle wat nie uit die Joodse tradisie uitkom nie, jy is 'n kind van Abraham. Abraham, 'n tradisie waarvan hulle waarskynlik niks geweet het nie. En nou die benoudheid het van, maar hoe gaan dit by Abraham inpas? En Paulus sê, julle is kinders van Abraham omdat julle glo soos Abraham. Verstaan julle hoe belangrik en wonderlik is dit? Maar nou is die vraag wat by my opkom is, hoe is Paulus so seker? Paulus wat 'n fariseer is, Paulus wat hierdie goeters wat die Joodse sendelinge gesê het, op die punte van sy vinger geken het. Hy ken die Ou Testament, of wat ons vandag ken as die Ou Testament, so goed. En hierdie hele gedeelte wat ons saam gelees het, ek weet nie of julle dit sou agtergekom het nie, maar hy is besig om aan te haal uit Genesis, uit Exodus, uit Habakuk, uit Deuteronomium. Hy is besig om die Ou Testament eintlik woord vir woord hierso aan te haal. Hy ken dit. So hoe kan Paulus, wat die wet en die besnydenis so goed ken en self besny is, so seker wees van sy saak? En die antwoord is, die storie wat hy het van hierdie gemeente, laat hom glo, dis waar die mag is. Hoe weet Paulus dat hierdie gemeente die seun van die Here het? Hoe weet Paulus dat hierdie gemeente kinders van Abraham is? Want hy het dit gesien. Hy het gesien hoe hulle leef, hy het gesien hoe hulle lewens verander, hy het gesien die Heilige Gees is by hulle, so waarom hou hulle nou vas aan 'n ander storie? En dis wat hom so kwaad maak in hierdie hele brief, is eintlik so kwaad, want hy sê, hulle is besig om 'n pragtige, wonderlike storie te vat en weg te gooi, en hulle hoop op 'n storie te sit, wat nie die volle prentjie vir hulle gee nie. Want wat is die probleem, as jy fokus op die besnydenis? Dan word geloof nou maar net 'n kopding. Geloof word 'n ritueel. Geloof word 'n tikboks. En Paulus verstaan geloof en om 'n seën vir die wêreld te wees is belangriker. En dit is waarom hy so hard beklei. Ek het my preek begin met die stelling, power resides where people believe power resides. En ek glo regtig, dit is een van die redes hoekom Paulus so sterk teenstand gee teen die Joodse sendelinge. Want hy weet, as sy gemeente gaan mag gee deur hulle geloof aan iets wat eintlik verval, eintlik iets is wat wegkwyn, dan is die oorlog verloor en verloor alles eintlik betekenis. Ek besef, ek is net so vasgevang in verkeerde stories in my lewe. En ons moet verstaan, stories in ons lewens is wat ons betekenis gee, en dit is partykeer baie goeie stories. Die wet en besnydenis was 'n wonderlike goeie storie gewees vir duisende jare, en tot vandag toe is daar goeie betekenis daarin. Die probleem is net, as jy daai storie bo 'n ander storie sit. Terwyl Paulus so praat van, julle is kinders van Abraham, is die gedagte wat in my kop gaan, ek is 'n Van Wyk. Miskien kan julle eie vanne daarso insit, maar ek het groot geword met 'n storie oor hoe Van Wyks is. Ek is Wouter Cornelis van Wyk die 4de. My oupa Grootjie wat ek nooit geken het nie, hy het hierso in Alberton het hy op die spoorweg gewerk, eintlik in Germiston, het hy op die spoorweg gewerk, sy hele lewe lank, hy het sy vingers eintlik regtig pap gewerk, soos wat hy met sy hande moes werk. En hy het dit gedoen sodat my oupa 'n kans kon kry om universiteit toe te gaan. En my oupa was intelligent. En mense het van die heel begin af gesien, hierdie Wouter van Wyk
is baie intelligent. En my oupa het onmiddellik by die universiteit uitgeblink en uiteindelik ver in die universiteitswêreld gegaan, uiteindelik dekaan geword van letter- en wysbegeerte. Kenner, beroemd in sy veld. En toe kom my pa, en my pa is ook Wouter Cornelis van Wyk, en hy is net so slim, en hy het net soveel potensiaal, en hy gaan doseer Hebreëus en Aramees by RAI, vandag se UJ. En dis ook net baie duidelik, hierdie Wouter van Wyk is so slim en intelligent. En hier kom die derde Wouter van Wyk by die teologie fakulteit aan, en die verwagting is, die storie is, hierdie Wouter moet slim wees. En daai storie het ek met my saamgedra my hele universiteitslewe. En ek kon nooit opweeg teen dit nie. Dit was iets wat my op elke punt eintlik vasgevang het. Ek onthou hoe sit ek in 'n klas en ek het op daai stadium nog 'n hoed aangehad. En die een dosent sê vir my, as jou oupa vir my in jou klas gesien het met 'n hoed, sou hy my se muur uitgejaag het. Ek kon nooit weggekom het van my oupa af nie. Die legende van my oupa nie. En in 'n groot mate is dit vir my wonderlik dat ek hierdie legacy kan hê. Dis 'n wonderlike storie om aan vas te hou. Dis iets wat my regtig daadwerklik laat harder probeer en meer lees en my heel beste probeer om my talente uit te oefen. Die een ding wat my oupa vir my geleer het is, you can't keep a good man down. Kan nie opgee nie. En dit het by my vasgesteek en dit is deel van my identiteit. You can't keep a good man down. Maar net so is daar slegte dinge van hierdie identiteit. Wat eintlik maar soos 'n swaard oor my kop hang. Hoekom vertel ek julle hierdie lang storie? Want wat Paulus vir ons leer, is ons identiteit kan nie in die eerste plek afhang van in watter gesin jy gebore is, hoe jy presteer, wat jou talente is nie. Paulus kom en hy sê, die storie waaraan jy jouself verbind, is 'n ander storie. Jy is nie kind van Wouter Cornelis van Wyk nie, in die eerste plek nie. Jy is nie in die eerste plek Afrikaner nie. Jy is nie in die eerste plek 'n NG lidmaat nie. Jy is nie in die eerste plek 'n groot besigheidsman, of hoe jy jouself ook al definieer nie. Jy is in die eerste plek 'n kind van Abraham. Verstaan jy hoe groot sou dit gewees het 2000 jaar terug vir hierdie gemeenskap wat nog nooit eens van Abraham gehoor het nie. En nie 'n klou het wie Abraham is of hoe hulle by hom kan inskuif nie. En hierso kom Paulus en sê, net deurdat jy glo, op die manier wat jy glo, deurdat jy 'n seun is vir die wêreld, is jy kinders van Abraham. Hy sit die storie en hy sê, in hierdie storie van geloof is waar daar mag is. Hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, dis wat ons nodig het in ons land. Dat wanneer ons oor ons stories dink, wanneer ons oor geloof dink, en wat ons kern is, ons sentrum is, moet geloof wees, ons is kinders van Abraham. En as 'n kind van Abraham, leef ek uit na al die nasies van die wêreld. En in daai storie lê die krag. Nog 'n ding wat ek gekyk het die vakansie is hierdie Chasing the Sun reeks. Ek het dit nog nie van tevore gekyk nie, is oor die rugby wêreldbeker wat ons in 2019 gewen het en 2023 gewen het. En so interessant van hierdie storie, en ek het daaroor ook lank gedink, is hoekom maak hulle 'n storie oor 'n sportspan? Want om een of ander rede het hierdie sportspan die metafoor geword vir wat in Suid-Afrika kan wees. Erasmus sê op 'n stadium in een van sy coaching sessies, hy sê, weet jy, alles anders in Suid-Afrika is stikkend, net hierdie rugbyspan is werk. Alles anders in Suid-Afrika val uit mekaar uit, en ons politiek en ons bekleierery, net hierdie rugbyspan werk. Net in hierdie rugbyspan kry ons eensgesindheid. Net in hierdie rugbyspan werk almal uit alle agtergronde vir mekaar. Net in hierdie rugbyspan kan 'n mens sien hoe Suid-Afrika regtig kan lyk.
En as die rugbyspan dan 2 wêreldbekers na mekaar wen, dan is dit inspirasie vir ons. Want ons glo. En ek sê vir julle, Siya Kolisi het meer mag in 2019 en 2023 gehad as enige van die presidente van die wêreld in daai oomblikke. Want Siya Kolisi word die president wat vir ons wys, hierdie is ons kan wees. Ons gee daai mag. Want ons glo hierdie storie kan ons storie word. Onmiddellik sit ek en dink, ja, dis wonderlik, is inspirerend, maar ek voel nie meer so warm en fluffy soos wat ek 2 jaar terug gevoel het toe ons die wêreldbeker gewen het nie. Ek is goed kwaad, goed geïrriteerd, goed bekommerd oor alles wat in die land aangaan. En dan sit ek en dink, hoekom? En die rede is, dis wonderlik en goed dat ons 'n rugbyspan het wat ons storie vir ons so kan 'n metafoor wees. Maar ook 'n rugbyspan is nie wat Paulus in gedagte het nie. Want Paulus sê, jou geloof is in Christus Jesus. Die geloof waarvan daar gepraat word, wat jou 'n kind maak, is Christus Jesus. Die probleem met rugby is, as jy klaar die rugby game gekyk het, dan skakel jy hom aan af en jy gaan aan met jou lewe. As jy klaar die series gekyk het, dan skakel jy dit af en jy gaan aan met jou lewe. Die verskil met Christus is jou lewe. En dan is dit in alle omstandighede op alle tye geldig en waar, en dis waarin ons identiteit moet vind. Jy is nie Afrikaner nie, in die eerste plek nie. Jy is 'n kind van Abraham. Hoe weet ons dit? Want ons sien die seëninge wat uitgedeel word. Ek praat die afgelope week weer met mense wat hierso ter aarde bestaan nie, of 'n aslegging gehad het in die tuin van herinnering, en die mense begin gesels en sê, "Joe, weet jy, ek was een van die eerste mense wat in hierdie gemeente belydenis van geloof afgelê het, 50 jaar terug." Sê, my pa was op die boukomitee gewees. Hy het geskryf oor hoekom ons die gebou bou soos wat hy bou. Ek hoor hierdie stories, en weet julle wat hoor ek? 'n seën vir die nasies. Hoe weet ek ons is kinders van Abraham? Want ons leef as 'n seën vir die wêreld. Ek wil afsluit met die laaste vers vir vandag. En ons het in die week daar gepraat, hoe Henry, ons gemeenteraadvoorsitter, het gesê, hy voel die dominees praat nie genoeg daaroor nie. En as jy nou in die kerk sou weer inkom en jy kyk op, daar's op bo die loodsglasvensters, kom hierdie woorde na vore. Wanneer Jesus opstaan, ons is natuurlik nou in die opstandingstyd, dis waar ons dink, ons vra, wat is die kern van ons geloof na die opstanding? Dan kom Jesus en hy verskyn aan sy disippels in Matteus 28, dan sê hy, gaan nou na al die nasies. En ek wil hê jy moet hoor hoe's Genesis 12 weer daar teenwoordig. Gaan is dieselfde woord wat God vir Abraham sê. God sê vir Abraham, gaan en gaan na die plek wat ek vir jou sal wys. Gaan. En dan gaan Jesus na al die nasies. Hoor jy weer, Genesis 12. Jy sal 'n seën wees vir al die nasies. Gaan na al die nasies en maak hulle my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En weet, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En daai is die woorde wat bo ons loodglasvensters is. Hoe lyk God se seën? Hoe lyk die vrug van God se teenwoordigheid? Is die wete dat alles wat ek doen, God is met my. Paulus het dit geweet oor sy gemeente in Galasië, want hy het dit gesien. En daar's 'n rede hoekom die Joodse messiaanse Christene se briewe, wat waarskynlik 'n ander storie sou volg as Paulus se, nie vandag meer oorbly nie. Ons weet hierdie briewe het oorgebly, want die gemeente in Galasië het gekies om vas te hou aan die regte storie. Dis waar die mag lê. Mag jy ook aan die regte storie vashou, en mag dit jou hoop gee. Mag dit wees waar jy verandering en seën vir die wêreld sal wees. Amen. Lekker dag verder.